Ek gaan dadelik na die woord toe gaan. Ons is besig om 'n tema te bedien. Alhoewel ons baie is ons een gemeente, baie kampusse, maar een kerk. Herhaal moontlik net agter my aan sê ons is baie, maar ons is een. Sien, ons het nodig dat dit in onsself moet begin posvat, sodat daar nie 'n onafhanklikheidsgees in die verskillende kampusse begin broei, en dat mense voel, maar jong, die kerk groei nou te groot nie. Kom ek sê vir u, hoe u kan sien hoe die kerk groter en kleiner groei op dieselfde tyd. Wees hier op 'n Sondagoggend, wees hier op 'n Sondag aand, maar soek ook 'n selgroep, sodat u kan sien op 'n Donderdag aand hoe hy kleiner groei en hoe daarna mense omgesien word. Halleluja. So ek gooi hom net daar uit sodat u die weeklikse skedule kan sien en hulle gaan hardloop terwyl ek met die woord aangaan. Ek wil hê u moet vanmôre gaan saam met my asseblief na Josua hoofstuk 1. En ons het verlede week het ons daar met die woord begin en natuurlik het Dr. Gustav terwyl in Amerika is, gee hy 'n paar gedagtes deur wat hy sê, maak seker dat al die huiskinders die volgende weet. Nou, hier is nou nie waar ons gesê word om te sê nie. Nee. Ons kom by 'n plek waar ons op dieselfde bladsy wil wees. In die oggende op ons dienste of in ons dienste wil ons die heiliges toerus vir dienswerk. En dan sondaande kom ons en ons herleef die kerk om die oes in te bring. So kom vanaand na ons 6 uur aanddiens toe. Halleluja. Josua 1 vers 7 sien ons daar en hy sê, wees net baie sterk en vol moed en dan sê dit om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie na links of na regs, en dis waar meeste Pinkster pastore seker en Pinkster profete hulle begin, hulle inleiding van hulle profetiese woord gekry het, waar hulle gewoonlik begin het, so sê die Here, moenie links kyk nie en moenie regs kyk nie. Party van ons vergeet dit wanneer ons oor die pad loop. Halleluja. En hy sê daar, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan, dan sê hy, en dis waar ons verlede week opgetel het, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins, oordink, dink na, lees hom en lees hom en lees hom weer. Bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daar geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig. Kom ons sê voorspoedig. Kom ons sê voorspoedig. En ons gaan hom 'n laaste keer sê, hoekom, sodat daar iemand moontlik hier wat gehoor het van die voorspoed boodskap, en hy irriteer jou 'n bietjie, maar vanmôre moet jy bevryding kry om te weet dat dit gaan nie net oor om die dinge te kry wat ek graag in die lewe wil hê nie, maar dit gaan om nougeset te wandel en God se belofte vir my lewe uit te leef, sodat ek voorspoedig kan wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. So ek vat hierdie boek, en ek begin te lees, en ek begin te kyk, en ek begin hierdie woord in te kry, en daarom is dit belangrik, dat ek nie net die woord sal lees nie, maar dat ek die woord sal verklaar, maar dan kom dit hier waar die wiele, en die pad, en die teer, en die tyres, en al die, wat nou buitebande, en binnebande is, wat die pad slaan. Ons het 'n paar Afrikaanse mense wat praat van 'n porridge wheel. Steede van 'n papwiel, wanneer hy by die Engels kom, 'n flat tire. So wanneer dit by die doen kom, ek kan die woord lees en hy raak deel van my en ek bepeins hom en ek bepeins hom en bepeins hom en ek kan hom verklaar en ek is wat die woord sê ek is en ek kan doen wat die woord sê ek kan doen. Maar wanneer dit kom by die doenslag, is waar die groei plaasvind. Wanneer die woord gaan aktiveer, wanneer die lewe gebeur. Nou is hier 'n paar mense wat vanmôre sê dat die lewe het al met jou gebeur. Kom, jy beleef nie altyd die lewe wat ons ervaar wanneer ons aanbid hier as 'n gesamentlike kerk, gemeente, gesin nie. Nee. Baie keer wil die vyand jou isoleer in die kondisie, in die toestand, en hy wil vir jou een kant kry, maar dis waar die doen gaan kom, om daders van die woord te wees. Dis waar ek nou die woord gaan moet vat en sê, kom ek toets hierdie woord, of hy werk nie net vir hulle by die kerk nie net vir my by die kerk nie, maar of hy werk vir my hier. Daarom die woord van God werk vir hulle wat hom toepas.
Hy werk vir hulle wat hom toepas. Nou, ek wil eerder hê dat die woord vir my werk, in steede dat die beginsel teen my werk. So ons praat van om effektief te wees. Ons praat van om die doel te slaan. Ons praat van dat wanneer hy sê goeie en getroue diensknegt, dan sê hy goeie en effektiewe, goeie en een wat getrou was en geweet het dat daar 'n doel wat daarvoor vir jou uitgesit is of wat vir jou uitgesit is en dat ek hierdie soeke het om te sê, Here, ek gaan nie van hierdie aarde afgaan voordat ek nie my doel uitgedien het nie. Ek weet nie of daar 'n paar van u is wat saamstem met 'n paar ander wat miskien lang al in die jare, nie lang in die tand nie, lang in die jare is, wat sê ek gaan leeg van hierdie aarde af. Ek sorg dat ek deponeer en sien dis wanneer ek deponeer. Hoe deponeer ek? Wanneer ek beskikbaar is. Wanneer ek weet om oorgegee of uitverkoop vir God te wees, is om oorgegee te wees aan die behoefte wat daar rondom my sal wees. En U is die woord wat vlees aanneem en onder mense kom woon soos Christus het. Ek en U maak die woord waar deurdat ons doen wat ons weet ons geroep is om te doen. Daarom gaan die vyand jou nie aanval vir waar jy is nie. Alhoewel hy nie alle dinge weet nie. En hy geaktiveer of hy regkry tot jou lewe deur die dood en lewe wat in die mag van die tong is, gaan hy jou probeer stuit vir dit waantoe jy op pad is. Paar van ons sommer al reeds een of ander gaatjie ingetrap wanneer dit kom by ons hoop vir 2025. Paar van ons het al reeds herhaal en sê, jong, hulle moet net nie kom en vir my allerhande slagspreuke gee van hoe goed 2025 gaan wees, want dit het hulle ook oor 2024. Nee, ek behou die hoop. Ek behou die hoop. Sien, Filippense kom en ons sien daar so 'n bekende skrifgedeelte in hoofstuk 4 vers 10. En dan sê ons daar, en veral wanneer ons in nou oomblikke kom, soos Paulus in 'n nou oomblik kom, word daar vir ons instruksie gegee. Ek het my grootliks verbly in die Here dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink. Hy klink soos 'n paar pastore, halleluja, of 'n paar kerkmense. Waarin julle ook gedink het en dan sê hy, maar julle het die geleentheid nie gehad en dan vers 11 sê hy, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Nou ek weet en ons sit vanmôre uitgepak. Ewe skielik sien ek dat die Here is besig om by ons huis te voeg en hierdie is moontlik nou nie 'n boodskap en selfs wanneer dit kom om effektief te wees, om te doen, is miskien nie die boodskap wat die kerk uit sy nate laat bars nie, maar dit laat jou opgroei, dit laat my opgroei, dit laat u opgroei, dit laat ons by 'n plek van volwassene kom dat ons sê, maar ek wil doen wat die Here my vooruitgeset het. Voor die grondlegging van die aarde, voordat hy my in my moeder se skoot gevorm het, voordat hy my daar neergelê het, ek wil graag daai doel uitdien. En dit gaan kos, dat ek by hierdie plek gaan kom. Ons weet mos, dat ons nie gevrywaar is, dat daar teenkanting gaan wees nie. Die feit dat, nou ek weet nie of u so bekering gehad het, moontlik, of so uitnodiging gehad het, toe u tot bekering gekom het nie, maar die pastoor het gesê, as jy al jou probleme wil laat weggaan, kom na vore. Gee jou hart oor aan die Here. Wie van u het 'n paar probleme bygekry? Maar ons kom en ons sê dat ons weet ons is gewaarsku dat daar gaan moeilike tye kom, maar hy het reeds die wêreld oorwin. Nou kom ons en ons sien hierdie skrifgedeelte en ewe skielik word u nou onthou. Ewe skielik is daar teen die einde is daar miskien nou 'n WhatsApp boodskap wat vir jou deurkom of dit nou 'n prentjie is wat op 20 groepe al gesirkuleer het maar hy kom daarna toe en jy voel ek is nou geonthou vir die oggend. Weet ons dat ons by hierdie plek gaan kom. Nie dat ek my gebrek sê nie, maar ek het geleer om vergenoeg te wees. Hiermee sê ons nie ek aanvaar my omstandighede nie.
Hierin sê ons nie dat ek nou maar net gaan sê dit is maar wat die lewe is nie. Nee, hier is 'n plek waar ek sê dat selfs in hierdie storm gaan ek my oë gefokus hou soos die Hebreërs wat vir my sê hou dit op Christus sodat hy kan vermenigvuldig want hy's die een wat my geloof klaar maak. Hy's die begin, hy's die einde. Hy's 'n klaarmaker. Hy kom en hy sit by my. Dat ek nie uit gebrek sê nie, maar wat ek geleer het. Nou ek weet nie wie van u het al iets op hierdie lewenspad geleer. Wanneer dit kom by wat 'n kind van God moet doen, wanneer daar ewe skielik 'n toets op jou lewe kom nie. Die vraag is altyd, wat gebeur met goeie mense wanneer slegte dinge gebeur? Hulle bely goed. Hoekom? Hulle is gegrond in God. Sien, daarom, hy wat rondloop soos 'n brullende leeu, het ek nodig om vanmôre uit te kanselleer en sê, ek kan nie gehoor gee aan die geraas nie, ek het nodig om gelei te word deur die geloof wat ek in God het. Ek kan nie vanmôre dat die lewe maar nou net gebeur nie, ek gee nie langer gehoor aan die geraas, en daar's baie wat skree vanmôre. Ek weet nie of ek nou vanmôre 'n Pinksterpastoor salwing het nie, ons het net 'n klein bietjie warmer vanmôre. Jy moet my jou hand opsteek wanneer ek begin 'n p, wanneer ek begin 'n sj. Maar ek kom by 'n plek waar ek sê, ek maak stil die geraas. Ek kom by 'n plek waar ek sê, nee, ek aanvaar nie hierdie situasie soos hy is nie. Ek weet dat die woord vir my werk en ek gaan die woord begin toepas. Dat ek by hierdie plek sal kom en selfs in vers 12, ek weet om verneder te word, ek weet ook hoe om oorvloed te hê en in elke opsig en in alle dinge is die onderrig. Ander woorde, ek moet leer, ek moet groei. Nou iets wat ons nie vir die persoon langs ons mag sê nie, maar ek kan dit stilletjies aan myself bid. Ek moet volwasse raak in die Here. Kom ek sê dit in taal wat ewe skielik moontlik en moenie nou getrigger word. Moenie nou ewe skielik dat jy voel maar jy durf nie om so. Nee, ek gaan dit mos vir jouself sê. Ek sal moet groot raak. Vir my om effektief te wees, gaan ek my oë moet afhaal van dit wat om my aangaan. Ek gaan my oë moet afhaal op die hy sê, op die sy sê. Ek gaan my lewe moet bou dat hierdie liefdesbrief wat aan my geskryf is, veral wanneer ek nou nader aan die einde van 2024 kom, het ek nodig, en Dr. Gustaf het verlede week gesê, maar 2022 gaan 'n goeie jaar wees. Halleluja. Dis moontlik die oes, daai oes, toe ons kerkwyn uitgebring het. Halleluja, dit gaan 'n goeie jaar wees. Dat ek my lewe sal bou, ek maak stil die geraas, ek maak stil die muis met 'n mikrofoon, ek maak stil dit wat vir my wil profeteer, en ek staan op die woord, ek maak stil die geraas, ek gee nie langer gehoor aan die geraas nie, maar ek word beweeg deur die geloof wat ek in God het. En nie net is dit geloof wat ek in God, ek weet, hy's 'n goeie vader. Hy's 'n voorsiener, en die feit dat ons moontlik hierdie dinge mag beleef, want ons wil so graag, vers 13, wil ons uitbulder, wil ons uitskree, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee, maar ek weet, dit kom nie van moeilik tot maklik, daar's 'n tussenin wat ek gaan moet vashou, ek gaan moet vasklou aan die woord. Moontlik nie te gewild vanmôre, maar ons weet, hierdie woord, weet ons, het ons nou nodig. Ek het hom nodig wanneer daar 'n diagnose is. Deur die wonde is ek reeds genees. Ek het hom nodig wanneer ek 'n profetiese woord gekry het dat ek 'n eindtyd finansier gaan wees en ewe skielik is my finansies. Kom aan, het u nie al gesien hoe net nadat jy 'n profetiese woord ontvang het, word die een ding aangeval wat die Here vir jou gesê het, hy gaan gebruik om ander uit te lei in oorvloed in. So ek kom by die plek wat ek sê, aha. Sien, dis wat die duiwel wil doen. Hy wil ons besig hou. Hy wil ons besig hou. Maar hy kom op 'n plek waar ek my oog fokus. En sien, dis waar ons is in hierdie maand, om effektief te wees. Om effektief te wees, kom ek nie, en jy sal my dit keer op keer hoor, kom ek nie en ek aanvaar nou die dinge wat ek ervaar nie. Nee, ek kom by 'n plek waar ek sê,
Hy wat vir my gesterwe het, is my verlosser. En hy gaan my uitlei. Ek gaan in hierdie omstandigheid, gaan ek vasklou en die Here, sien daar's 'n paar van ons, en omdat ek pastoor is, wil nou nie sê van die mense, maar wil soos die skape ryk, weet ek dat hier getuies sit vanmôre. As ek so vinnig oor hierdie gehoor kyk, dan ken ek sekere van u se stories, en miskien net helfte van waar u mee mense wou vertrou. Maar u moes 'n keuse maak. Hier sit mense wat lank al kon opgegee het. Hier's mense wat kon gesê het, nee, hierdie is te erg vir my. Maar die feit dat jy vashou, maak dat daar heerlikheid by jou lewe gevoeg word. Maak dat daar goud by jou lewe gevoeg word. Kom, daar's 'n paar van ons wat boekkennis het, maar dit is in die daad, is in die doen, wat niks van jou af weggevat kan word nie. Dis wanneer ek dat ek deur die Gees leef, dat ek hierdie een lewe het, waar die vlees nie langer my gaan inboks en sê, dis nou maar hoe dinge gaan wees nie. Nee, ek kom en ek het 'n geeslewe, en daarom produseer ek geesvrug, en ek weet dat wanneer ek dit groei, is dit nie iets wat net vir my gegee was nie. So ek hou vas. Die woord vergenoeg, en ek weet, is iets wat ons later nou leer. Maar baie van ons het groot geword met jy moet tevrede wees. Nou daai tevrede was amper 'n sis van die gewete. Nee, wanneer dit kom, dan het ek nodig om vanuit my plek in Christus te leef. Om te sê, hierdie is die dief wat kom om te steel, te slag, verwoes en te probeer doodmaak. Dat ek op die woord staan van 'n lewende God, dat Jesus Christus is my lewe. Dat ek van daai plek af leef. Jaco, hoe doen ek dit maandagooggend? Hou vas aan die woord. Wanneer jy ewe skielik met 'n moeilike situasie, kom, hier's families, weer eens sê ek, ons dink ons het dit erg, hulle hou aan die lewe, hulle hou aan die belofte van die Here. Party mense het slegs 'n belofte wat hulle kan vashou. Maar ek en my huis, ons gaan. Hierdie is die jaar van die verlorenes wat gaan inkom. Dat hierdie storm gaan my nie uitneem nie. Maar die Here gaan hierdie storm selfs gebruik, omdat hy soos in Romeine 8, kan hy kom en hy gebruik alles wat ek toelaat om hom te gebruik. Terwyl ek vashou aan dit, en hierdie is nou nie Bybelsielkunde wat ons van die preekstoel af wil bedien nie, terwyl ek vashou aan die dinge wat my wil terughou, hou dit juist doen dit juist dit hou my terug, maar ek gee dit aan die Here en sê, Here, werk alle dinge vir u goeie. Here, werk dit uit sodat u kan verheerlik word. Terwyl jy op daai hospitaalbed lê, verklaar jy die woord en sê, ek is nie wat ek voel nie. Ek is nie wat die dokter sê nie. Terwyl jy na daai bankrekening kyk, terwyl jy na jou kinders kyk, wat jy nou tans nie weet wat jy mee moet doen nie. Moet jy hulle uitsit, moet jy hulle hou, moet jy nou tough love wys, wat moet jy nou doen? Here, sê u vir my. Sê u vir my wat ek moet doen. Gee u my die leiding. Ek hou vas. Here, hierdie gemoedstoestand vir my. Here, hierdie nee. Daar's sekere dinge wat ek na buite dryf en na buite druk, want ek weet hy het gesterwe vir my en vir u om meer te beleef. Daarom kan die lewe nie net maak soos wat dit wil nie. Vaders in hierdie huis, mans wat die Here dien, neem jou priesterlike amp op, verklaar oor jou huis. Families wat die Here dien, vat hande saam om te kan sê, ons huis gaan 'n lighuis in hierdie straat wees. Dat ek my oog sal hou op hom, dat ek effektief sal wees, en dan sê ek ja, dat die Here my kan gebruik. Ja, dat ek beskikbaar kan wees. Hou vas in die woord, ek hoor die woord, geloof kom in my hart, nou moet ek hom toepas. Mik vanmôre jou geloof na hierdie situasie wat tans vir jou voel asof dit jou gaan breek. Nee, God, die deurbreker, gaan maak dat jy na 'n hoër hoogte gaan. Hierdie is nie net wensdenkery nie. Hier's mense in hierdie gebou, soos ek jou storie ken, weet ek ook dat jou deurbraak het gekom.
en dat jy gekies het om jouself gelukkig te prys. Dat jy het nie gewag vir die gevoel om te kom nie, nee. Ek was vergenoeg in die wete dat ek stil die geraas. Nie langer gee ek gehoor aan die geraas nie, maar ek sit my geloof in 'n God wat vir my liefhet. Wie se gedagtes aangaande my opgemaak is. Kom ons bid saam. Vader, ek bid, Here, soos wat ons saam bid, Here, vanmôre, ook vir ons kruiskykers, Here, wat ingeskakel is, Here, dat U elkeen seën in hierdie plek. Terwyl elke hoof gebuig is, terwyl elke oog gesluit is, wil ek vra as jy vanmôre in 'n storm sit, 'n situasie sit, en ek weet, is baie kere sit ons in sensitiewe gehore, en jy is nie altyd vrymoedig om te kan sê, wat moontlik aangaan nie, maar as jy vanmôre deur 'n storm gaan, of die woord word tans getoets in jou lewe, en jy sê, Here, ek het U hulp nodig, ek het U hand nodig om te beweeg, ek soek U aangesig in hierdie situasie, ek wil effektief wees, tans lyk dit net vir my, asof iets my aandag wil trek, maar ek sit vanmôre my oog op Jesus. As dit vanmôre U is, steek net so vinnig U hand op, en ek gaan nie laat uitkom nie, daar's hande wat opgaan oor hierdie plek. Ek wil net weet dat U by hierdie gebed kan ingesluit wees. As U aanlyn daar is, sit sommer net 'n hand. Ek weet almal gaan dit nou sien nou aanlyn, maar laat ons saam met U bid. U kan U hande laat sak. Here, ek bid vanmôre, Here, dat U die hande en die harte sien, Here. Here, dat hierdie oggend, Here, is uitgesit. Here, dat mense kan beleef die grootheid van God wat uitdoof die geraas van dit wat tans aangaan. Here, ek dank U, Here, dat U salwing, dis wat U gaan ervaar terwyl U daar sit. Trane is alreeds besig om te rol, maar daar salwing wat op U lewe kom, om U effektief te maak, dat die smeringsvermoë vanmôre, wanneer hy kom en hy smeer jou, kom hy en hy sê, ek gee aan jou die vermoë om deur te gaan, en ons is nie vanmôre storm en duiwel gefokus. Party mense is net te vrymoedig om te verklaar hoe gereeld hulle die duiwel se stem hoor. Nee, ons sit ons oop Christus. U salwing sak neer mense se lewens, en dit doen dit wat nodig is. Die naam van Jesus, daar kondisie in jou liggaam is, ons verklaar nou oor jou liggaam genesing. As daar gebreke, jou hart of lewe is, ons verklaar dat die voorsiener reën op jou lewe bring. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ons ontvang dit vanmôre. Voordat ons vir mense geleentheid gaan gee om na vore te kom en ons pastorale span gaan hande oplê, wil ek graag Madison se familie vra om na vore te kom. Ons gaan kinders wat met ingeseën word. Families kan maar almal saamkom. Ouers en oumas, en hulle kan nie almal so mooi aangetrek wees en nie almal saam uitkom nie. Die voor staan. Pastore en salherders, kom staan saam met my ook vanmôre hier. Nou as u by ons 'n huiskind is, praat nou van deel is van die gemeente, dan sal u weet dat vir ons is hierdie 'n groot geleentheid. Dieselfde krag en aandag wat gevestig word wanneer daar 'n paartjie in die huwelik bevestig word, en ek sien so, ek sien hele paar van hulle wat ek die voorreg gehad het om te sien in die aisle afstap. Selfde krag en selfde aandag wil ons gee wanneer ons kinders na die Here bring.
Ons doop nie kinders nie. Ons glo dat wanneer jy die doop verstaan, as dit 'n begrafnis en as jy aflê in die trouring van jou geloof in die Here, maar ons bring soos wat hulle in Jesus se tyd ook die kinders na hom gebring het. En dadelik was die disippels daar om eintlik hulle te verhinder, maar hy sê verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk. Nou, julle moet net vir my uitwys wie almal is verantwoordelik, maar dit kos 'n stad om 'n kind groot te maak. Die Engels sê altyd, it requires a village. So, ek neem aan die feit dat julle almal hier staan, is almal deel van Madison se lewe. En dan wil ek vir julle vra, soos wat ek vir 'n paartjie sal vra wat trou, neem julle ons vanmôre. En neem julle almal hier as getuies, om vanmôre te kan sê dat julle 'n belofte aflê, om vir Madison Mackenzie Rooi in die vrese van die Here groot te maak. Wat sê julle? Sien, en dis wat nodig is in hierdie dag en uur. Ons het mense nodig om te kan kom en sê, gaan nie net oor wat reg en verkeerd is nie, maar waar is waarheid? En die Heilige Gees wat ons lei na daai waarheid, wil ons graag verteenwoordig. Ek vra die gehoor, julle hande uitsteek, terwyl ons vir die familie, vir Madison vanmôre bid, 'n woord verklaar oor haar lewe. Kyk hoe pragtig. Spesiaal vir hierdie geleentheid. Here, ek dank U dat ek oor haar lewe kan verklaar, Here, dat daar guns is wat oor haar lewe uitgestort word. Deure wat oop swaai. Here, soos 'n Ester, guns na haar uitgesteek word, en soos wat sy 'n vegter van geregtigheid sal wees, nie net regverdig in die wete dat ek een party moontlik moet beskerm, maar dat ek sal orde bring waar chaos is. Ons seën haar vanmôre, Here. En ons kom en ons sê vanmôre oor haar lewe, Here, dat goedheid en guns, ja, wat volg al die dae, maar ook vooruit sal gaan en sal 'n weg voorberei, Here. Soos wat ek vir elke kind wat ek toewy bid, Here, sê ek dat geen beperking deur enige onderwyser of enige persoon moontlik op hulle lewe sal gesit word deur te sê dat dit hulle nooit in staat sal stel of hulle nooit in staat sal wees, maar sy sal een wees wat grense skuif. Dankie vanmôre, Here, dat hierdie dag word opgeteken. Here, dat hierdie familie vanmôre, Here, kan sê dat daar 'n spesifieke dag was wat ons vir Madison gebring het na die Here toe. En hierdie dag word in die hemel dan herinner, word in die hemel herhaal om te kan sê wanneer invloed en vriende, wanneer daar siekte moontlik wil kom, kan daar sê nee, hierdie wat 'n koninkrykseienaar is, het ons die reg om op die woord te staan en haar af te seël. En ons dankie dat alle bekommernisse op U gewerp kan word. En ek dank U dat gawes, talente, Here, maar baie vermoë sal vloei vanuit haar lewe uit. Dat sy geseënd is en vandag na U gebring word. Dat ons haar lewe kan vanmôre afseël in die naam van Jesus. Here, ek bid vanmôre en ek gaan so van een kant af begin bid, want hierdie is vanmôre 'n geleentheid waar elkeen van julle hier weer God ervaar in sy werklikheid en sy liefde en die wete dat hy wat sy gedagte aangaande julle opgemaak het, vanmôre julle by 'n plek bring om te kan sê, ons kies. Here, waar ons uitgeroep is in hierdie dag om by mekaar te kan kom, maar Baba inseëning te ervaar, is daar groter rede. Dankie vir vrede wat vloei vandag. Ek dankie dat die oud is verby, die gister is verby. Dat dit 'n nuwe dag is. Hierdie dag kondig aan die aanbreek van nuwe deure en ook die herstel daar
in haar gemoed en haar wese en haar hart. Dankie dat U haar bystaan. Here, en dat sy hier liefde het wat vir haar sê, Here. Sy is nie alleen in hierdie stryd nie. Daarom seën ons vanmôre bedienaars, pastore, lê julle hande net so saggies op hulle rug, net laat hulle weet daar's iemand en ons stem vanmôre saam. Ek verklaar oor U lewe. Pragtig, het ek alreeds gesê, is U vanmôre, maar uitblink, sê die Here. Dit wat teen die familie, dit wat teen en van alle kante af probeer kom het om die familie uitmekaar het, en ek weet nie of die familie, en ek wil vanmôre sê dat ek verklaar oor julle dat Kersfees hierdie jaar sal beter wees, en dit praat nie van ewe skielik gaan ons nou 'n gammon by Woolworths koop in steede van by Checkers nie. Nee, ek praat van dat daar sekere situasies is wat ewe skielik bottleneck en voel dit moet lankal uitgesorteer gewees het, maar vrede bedien julle. Hierdie nooit om enige iemand in die skande te steek, want die Heilige Gees skinder nie. Maar hy wil julle as familie sê, hierdie is 'n seisoen van herstel, waar julle terug aan mekaar gesit gaan word. Ek ontwortel julle van woorde wat julle toegesnou is, en gedagtes van mense wat julle toegesnou is, wat julle laat verwyder word het van, is dit reg? Dit is regtig God se plan, dat julle sal uitstyg en sal ervaar dat daar vrede kom. Ek seën U liggaam vanmôre met vrede. Ek seën hierdie liggaam met vrede, want saam met die samelewing weet nie baie kere die groot gewig wat vrouens en maas dra nie. Kom vanmôre en ek sê, daar seën oor julle vanmôre. Ons laat natuurlik nie die manne uit nie. Versterk hulle vanmôre. Seën hierdie familie in die naam van Jesus. Amen en amen. Halleluja. Kom ons gee vir hulle net so 'n lekker hande klap. Halleluja. Ek gaan vra as U vanmôre hier is voordat ons hierdie diens verdaag. As U gebed nodig het, dat U sal uitkom, kom ons staan vanmôre. As U vanmôre gebed nodig het, dat U vanmôre vrymoedigheid sal vat om uit te kom, en ek vra die bedieningsspan, kom sommer uit saam en ons gaan saam met U bid. Halleluja. Ek weet nie of julle voorheen al hier was nie, en ek weet nie of julle gewoond is aan profetiese bediening nie. Was julle voorheen al hier, so julle is redelik gewoond aan. En dis wat ek jou ervaar inkom het, is dat vanmôre is 'n môre van deurbraak, en ons verklaar dit oor ons gemeentes waar ons gaan. Elke Sondag, elke week wanneer ons diens het, verklaar ons dit, maar ek wil dit spesifiek oor jou lewe verklaar. Dat hierdie is 'n oggend van deurbraak. Dat jy sal weet dat hier is 'n spesifieke afspraak wat die Here vanmôre nakom. Waar ander die geneigtheid gehad het om, en ek sê nou nie dat dames net koffie drink nie, maar daar's baie afsprake wat amper uitgeskuif was hierdie afgelope tyd, en ek sê net dat die Here vanmôre weer waarde terugvoeg tot jou lewe. Dat jy is nie die som van omstandighede nie. Jy is nie die totale som van die plus dit en nou sê ek dit. Nee. Partykeer is daar 'n vraag wat by jou kom en sê, Here, maar wat bly dan nou oor? Weet nie dat die Here sien jou, die Here hoor jou. En ek sien dat die Here sê vanmôre dat hy vars soos van 'n waterval wat uit die berg uitkom, vars water in hierdie fontein beginne voeg. Nie dat daar laag of bitter, nee, maar jy kom by hierdie plek dat daar varsheid tot jou lewe gevoeg word, waar daar nuwe hoop is, en selfs dit wat jy in dagboeke en in journals geskryf het van jare terug, en geonderstreep het en gesê, ag wat, kom ek laat dit maar nou gaan. Hoor ek hoe die Here sê, daar's 'n lei in jou oor, van die belofte van die Here, wat hy gaan nakom. Baie kere dan, wil die Here hê dit moet vloei na ons toe, en hy het 'n kanaal nodig. Hy het 'n kanaal nodig wat gehoorsaam sal wees om dit te laat vloei, en jy was altyd die beskikbare kanaal om dit te laat vloei na iemand, en dan in die oomblik voel dit net asof die beginsel jou in die steek laat. Here, waar is hulle dan nou? Ek kom en ek sê dat elke gat, elke gebrek, elke iewers waar die vyand wil jou probeer terugtrek, ek verklaar
oor jou lewe, dat hierdie jou deurbraakoggend is. Hierdie jou ek kom en ek sê die maniere wat die vyand probeer ingang vind het, seël ons vanmôre af, en dat selfs die vrese van hoe sekere dinge gaan lyk, hy kom en hy kleur die prentjie in. Ek hoor hoe die Here sê, nie langer net wit en swart foto's nie. Weer is 'n baie goeie trend deesdae, maar hy wil vanmôre weer kleur terugbring tot jou lewe. En dis wat hy vanmôre kom en hy sê dat selfs die gebede wat jy gebid het oor ander, sien hoe dit in hierdie tyd. Mag ek my hand op jou hoof lees reg? Vader, ek dank U, U vanmôre die woord seël. Here, ek dank U dat U salwing vloei vanmôre. Here, die liefde trek haar, Here, nader na U troon, en waar sy gewillig is, Here, om U voete te was en te droog, Here. Here, is daar goeie, welrekende geur, Here, nie net wat opgevang is in die hemele oor haar gebede nie, maar ook tot haar lewe en haar gehoorsaamheid. Ek seën vanmôre, Here, haar lewe en dit wat sy oor, Here, is dit waaroor sy, wat vir haar belangrik is, Here, dat sy mag ervaar, Here, hoe daar deurbraak is. Sy gaan nie vanmôre onder nie, sy gaan oor. Hierdie is haar deurbraakoggend, in Jesus naam, in die naam van Jesus. Halleluja, vanaand 6:00 moet jy nie mis nie, kom met groot verwagting. Die Here wat die werk begin, gaan voleindig. Hy's 'n klaarmaker. Hy's een wat klaar maak. Halleluja. Leon, kan ek vir jou vra om af te sluit? Halleluja. Vader, ons gee U al die lof, al die eer, al die aanbidding kom U toe, en ons prys U, Vader, dat ons vanmôre hier kon gewees het, die woord van die Here gehoor het, en ek wil vra, Here, dat U nou saam met ons sal gaan, waar ons deur die nuwe week begin, dat ons sal uitgaan, dat ons sal gesels met mense, en dat ons sal uitgaan en maak disippels, soos wat die woord sê, in die naam van Jesus. Here, ek bid 'n seën af oor elke persoon vanmôre, Here, dat U hulle sal oplig vanmôre, die wat opgelig moet word, en Here, dat hulle sal weet dat U voor hulle uitgaan in hierdie week, deure vir hulle sal oopmaak, en dat U koperdeure sal stukkend slaan en skop hierdie week, Vader, en dat daar vir hulle 'n geopende deur sal wees in Jesus magtige naam. Here, die beskerming oor hierdie kinders, en ek vra dat U voor hulle sal uitgaan in Jesus magtige naam. Amen.